Goeienaand en welkom by ons Hemelvaart erediens. Wat 'n besonderse voorreg is dit dat ons vandag saam iets kan vier van Hemelvaart. Wanneer ons terugdink aan Jesus se lewe op aarde, aan die dag toe hy in die hemele opgeneem is. En waar ek en jy die bevestiging kry dat hier meer is as die lewe op aarde en waar ons uitgenooi word om uit te sien na die nuwe lewe, die ewige lewe wat ons saam met God sal kan leef. Kom ons raak 'n oomblik stil, skakel af van die dag se besig wees, alles waarmee ons onsself besig hou deur die dag en raak vir 'n oomblik stil. In Psalm 121 vers 1 en 2 lees ons: Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat hemel en aarde gemaak het, wat elkeen van ons geskep het, groet jy en sê genade en vrede vir jou. Kom ons bid saam. Here ons God, dit is Hemelvaartdag en ons kan nie anders as om 'n mengelmoes van emosies te beleef nie. Aan die een kant is ons grootste hartsbegeerte dat ons U hier op aarde kon hê, dat ons U hier kon sien, kon vashou, saam met U hier kon leef. Aan die ander kant is ons opgewonde, omdat ons weet, U het in die hemele opgevaar, U sit aan die regterhand van God die Vader, en U regeer. Ons weet dat U Gees uitgestort het, sodat elkeen van ons U by ons kan hê, dat U nie beperk is tot een plek op aarde nie, maar dat U by elkeen van ons is. Dankie Here dat ons daarvan kan getuig. Dankie dat ons kan weet dat U deur die Gees in elkeen van ons werk. Ons vra Here dat wanneer ons vanaand uit Handelinge en Openbaring lees, dat U opnuut ons elkeen se harte sal kom aanraak. Here, sodat ons in hierdie wêreld wat baie keer maar 'n stikkende wêreld is, wat ons baie keer konfronteer met die seer van die lewe, dat ons binne dit kan leef en getuig van 'n God wat leef, 'n God met wie ons in verhouding staan, 'n God wat elkeen van ons so liefhet. Spreek Here, ons as U kinders, U dienaars, is hier saam en ons luister. Amen. Ons skrifgedeelte, wel ons eerste skrifgedeelte vir vanaand, kom vanuit Handelinge 1, vanaf vers 6 tot vers 11. En ons lees van Jesus se hemelvaart hier. Dit is Johannes se vertaling, se weergawe van hoe dit was toe Jesus van hulle af weggeneem is. Lees dan saam met my vanaf vers 6. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, dit is vir Jesus gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle, en vra:
Galileërs, waarom staan julle en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien weggaan het. Tot sover lees ons. Wanneer ek hierdie teksgedeelte lees, is die eerste beeld wat in my gedagtes opkom, 'n klomp mense wat bymekaar is en so opstaar na die hemele. Dit herinner my aan Psalm 121 wat sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Wanneer ons hierdie beeld sien van die Galileërs, die apostels, mense wat opkyk na die hemele, soos wat Jesus weggaan, word ons herinner dat Jesus Here is. Dat hy saam met God aan die begin van tyd geskep het. Dat dit die drie-enige God is, soos wat ons God ontmoet deur die Bybel, wat nou teruggaan huis toe. Ons weet vanuit vandag se navorsing en wetenskap dat net aan die ander kant van die wolke nie noodwendig die hemel is nie. Ons weet dat daar 'n ruimte is. Daar is baie meer, so wanneer ons hier lees dat Jesus in die wolke weggeneem is, dan is dit nie veronderstel om vir ons 'n stryk vraag te wees oor waarheen is hy weg nie. Dis vir ons die uitbeelding van Jesus wat hierdie werklikheid verlaat het en wat sy tuiskoms in die hemel beleef. Nou, ek wonder hoeveel van ons besef dat daar 'n ander weergawe van die hemelvaart is. Ons het hierdie aardse perspektief van Jesus wat opgevaar het na die hemele. Maar daar's 'n ander perspektief. Waar engele toe kyk hoe Jesus op pad is. Daar's 'n hemelse perspektief wat ons in Openbaring vind. In Openbaring 5 lees ons van Jesus se tuiskoms. Van Jesus wat opvaar en by die hemel aankom. Maar voordat ons Openbaring 5 dan vandag saam lees, moet ons mekaar herinner dat Jesus se hemelvaart nie noodwendig so seer gaan dat ons kan weet hoe dit in die hemel lyk nie. Ons het Sondag so 'n bietjie gepraat oor die nuwe Jerusalem en wat die Openbaring teks vir ons openbaar oor hoe dit in die nuwe Jerusalem sal lyk, en ons het mekaar gesê dit is nie noodwendig 'n uitbeelding van presies hoe elke deel van die hemel gaan lyk nie, maar is om vir ons meer te sê, om ons uit te nooi om nou al reeds deel daarvan te wees. So in die eerste plek is die hemelvaart nie vir ons die herinnering van die hemel en hoe dit gaan lyk nie, maar in die eerste plek is Jesus se hemelvaart ons herinnering dat ons kan uitsien na meer, want daar's 'n verhouding tussen God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is hierdie gemeenskaplikheid waarna ons uitgenooi word en waar ons kan deel in God se volheid. In die tweede plek is dit dan nou 'n plek. Want ons lees in die Bybel, Jesus gaan vooruit om vir ons plek gereed te maak. Ons lees dat Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Maar in die eerste plek is die hemel en Jesus se hemelvaart nie die herinnering van 'n hemel, 'n fisiese plek nie. Meer 'n uitnodiging dat ek en jy sal onthou wie God is, wie Jesus Christus is, wie die Heilige Gees is. En dan wil ek jou nooi om saam met my Openbaring 5 te lees, wat vir ons hierdie tuiskoms van Jesus vertel. Die Amerikaners het 'n baie mooi bewoording vir die tuiskoms en hulle sê is 'n homecoming. Dit is iets van 'n warm gevoel, 'n tuiskoms, 'n welkom wees. So ek nooi jou graag om saam met my vanaf vers 7 te lees.
En hy, dit is Jesus, het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwater wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal duisende, wat met harde stemme uitroep. Waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen, en die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Dit is hoe dit was, toe Jesus sy tuiskoms beleef het. Die engele het gesing, die hemelwesens het gesing, die hele aarde het saam getuig, Jesus Christus is Here. Want ons net die teks, net die paar verse voor vers 7 lees, dan lees ons, daar was niemand in die hemele wie die boekrol kon oopmaak nie. Nie in die hemel of op die aarde of onder die aarde, wat waardig genoeg was om die boekrol oop te maak nie. En wanneer Johannes van Patmos hierdie beeld sien, dan val hy eintlik neer en hy begin huil. Want wie is waardig genoeg om hierdie boekrol van die lewe te kan oopmaak? En dan kom een van die ouderlinge en sê vir hom, kyk wat is besig om te gebeur. Die lam, die leeu van Juda is op pad. Kyk, hy kom. En dan lees ons in hierdie teksgedeelte van Jesus wat self die boekrol neem, dit oopbreek en die boekrol van die lewe lees. Wanneer ons die woorde hoor, hy is die lam wat geslag is, herinner dit ons aan Jesus se kruisiging. Herinner dit ons dat Jesus met sy bloed betaal het, sodat elkeen van ons vrygekoop kan wees. Sodat ons naam in die boekrol van die lewe geskryf kan staan. Stefan Joubert verduidelik dit so mooi dat hy sê, die lam wat geslag is, daardie spesifieke woorde moet juis daar staan, sodat ons kan onthou wat reeds gebeur het. Sodat ons kan onthou dat ons vrygekoop is. Hy sê die wonde van 'n geslagte lam, ons geslagte lam, is sigbaar. In my geestesoog sien ek hoe Jesus die boekrol neem en jy kan die merke van die kruisiging op hom sien. Dis ons herinnering dat ons vrygekoop is. Die lam wat geslag is, het vir ons sondes betaal. Ek het Sondag so 'n bietjie verduidelik oor, dis beelde in Openbaring wat ons terugwys na dit wat reeds vir ons bekend is. Dis nie veronderstel om onbekende beelde te wees wat ons bang maak nie. Hierdie beelde wat ons in Openbaring vind, wys ons terug. En wanneer ons na die lam wat geslag is, kyk, dan wys dit ons nog verder terug. Verder terug as die kruisiging, na die feit dat daar vir sonde
betaal moes word. In die Ou Testament vind ons hierdie beeld van waar die volk se sonde op die sondebok geplaas is. Een keer 'n jaar het hulle die volk se sondes op 'n bok geplaas en hulle het hom in die veld ingejaag en hy het nooit weer teruggekom nie. As teken daarvan dat die volk van hulle sonde verwyder is, maar saam met dit moes daar 'n lam geslag word wat betaal vir hulle sondes. 'n Perfekte lam. Hierdie lam mag geen gebreke gelei het nie. Dit moes perfek wees. En daardie lam is dan geslag om te betaal vir die volk se sondes. Dis die lam wat gekruisig is, wat eindelik in die hemel aankom. En wat die engele dan sing, waardig is die lam wat geslag is. Waardig is hy om al die eer en die heerlikheid te ontvang. Dis hy wat dit vir my en jou moontlik maak om die ewige saam met God te kan beleef, om reeds nou iets van God se teenwoordigheid hier op aarde te kan beleef. Stefan Joubert, hy's 'n Nuwe Testamentikus, hy skryf dat ons baie mooi moet oplet oor hoe die hemelwesens sing en lofprysing bring wanneer Jesus sy tuiskoms beleef. Hy sê dat die ouderlinge iets verteenwoordig van die nuwe kerk, die nuwe byeenkoms van gelowiges, dat die hemelwesens God se weermag simboliseer. En dan die laaste paar verse lees ons van alles op aarde, op in die hemele, op aarde en onder die aarde, almal sing saam oor Jesus se tuiskoms. Stefan Joubert sê, dis belangrik dat ons iets daarvan raak lees. Iets daarvan besef, want dit is hoe God die Vader aanbid word. Dit is hoe God die Vader geëer word. En wanneer Jesus Christus op dieselfde manier aanbid word, wanneer Jesus Christus op dieselfde manier geprys word, dan is dit vir ons die teken dat Jesus Christus Here is. Jesus is een met God die Vader. Hier kry ons hierdie duidelike uitbeelding vanuit Openbaring dat ons God drie-enig is. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Almal sing saam oor die grootheid van wie God is. En God kom nooi my en jou om saam te sing. So op Hemelvaartdag, waar ons terugkyk met ons oë gelig na die hemele en vra waar sal my hulp vandaan kom? En waar ons saam getuig ons hulp kom hier op aarde van God wat hemel en aarde geskep het. Wanneer ons saam so boontoe kyk, dan weet ons die hemel is vir my en jou ook 'n werklikheid. Jesus Christus het gegaan en vir elkeen van ons plek voorberei. En daarom kan ons in die tweede plek sê, is die hemel 'n plek? Hoe dit lyk, weet ons nie. Ek was nog nie daar nie. Ek seker die van ons wat vandag deel is van hierdie erediens was ook nog nie daar gewees nie. As jy was, asseblief kontak my, dit sal vir my baie interessant wees. Maar niemand van ons was daar nie. Ons weet nie hoe hierdie plek lyk nie. Of dit 'n fisiese plek is, weet ons nie. Maar ons weet wie God is. Ons weet dat God ons uitnooi om in verhouding met hom te leef. Want hy is die verhoudingsmatige God. Hy nooi my en jou om op te kyk na die berge en te getuig van sy goedheid. Hy nooi my en jou om op te kyk na die berge en vir almal rondom ons te sê, kyk, dis ons God. Dis die God van wie ons saam getuig. En dan lees ons Romeine 6, vers 6 tot 11 saam, wat sê,
Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is. Dit is saam met Jesus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word. En ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus nadat hy die dood uit opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus dood is vir sonde, maar lewend vir God. Amen. Ek gaan vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis lees, wat eintlik ons bevestiging is van dit wat ons glo, van die lewe wat Jesus op aarde geleef het, van sy kruisiging, sy sterwe, sy opstanding en sy hemelvaart, en wat dit vir my en jou vandag dan ook beteken. So lees saam met my die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Mag jy voortdurend onthou dat jy ook deel het aan die ewige lewe. Ontvang dan nou die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou, bly by jou en herinner jou dat Jesus opgevaar het na die hemele, sit aan die regterhand van God die Vader, en dat ek en jy deel het daaraan. Amen.